Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg dat ons kan bid. Aan U kom toe die ere vir ewig en ewig. Tot in alle ewigheid wil ons U aanbid, wil ons U naam groot maak, want U is waardig om dit alles te ontvang. Ons Vader, wat 'n kosbaarheid dat ons nou kan stil word voor U ook in hierdie aand en by U woord stil word, U kosbare woord wat U vir ons gegee het, dat ons daarin begrip kan verkry en Vader Jahwe, dat U woord vir ons oopbreek deel vir deel. Dankie Vader vir ons samesyn, dankie dat U woord vir ons 'n lamp is, 'n lig op ons pad, dankie dat ons kan verlustig daarin, omdat ons aan U behoort en omdat ons U woord wil lewe tot verheerliking van U naam. Dankie vir die wonderlike voorreg dat waar ons ook al is vanaand, dat ons so kan saam wees, een van sin, een van gees, om U waarlik opreg te aanbid. Al die lof, al die eer kom U toe in Yeshua se naam. Amen. Hartlike goeienaand geliefdes, U kan gerus sit. Hartlike goeienaand, ons kom vanaand, soos ons vanmôre gesê het, kom ons by die profeet Amos. En ja, so ons is so bietjie besig met die klein profete, om so bietjie deur elkeen van hierdie klein profete te gaan, met die hoofdoel dan nou, om net so bietjie perspektief te hê oor wat was die boodskap van die profete gewees, en dan ook wat se mooi beloftes was daar wat vir ons heenskou. Nou, ons het reeds genoem dat toe ons begin het ons gesê dat daar sekere profete wat in sekere tydrame gewerk het. Nou, ek gaan nou terugkom daarna toe. Ons begin met die profeet Amos vanaand. En Amos was baie kenmerkend gewees, deurdat julle kan onthou, ons het 2 weke terug het ons Hosea hanteer, van die enkele profete wat by die 10 stamme geprofeteer het. Nou Amos is ook so 'n profeet, maar Amos kom soos Amos 1 vers 1, julle kan blaai daarna Amos 1 vers 1 toe. Ons gaan dit saam lees ook. Amos 1 vers 1, Amos kom uit Tekoa uit. Tekoa was omtrent 12 myl, as ek reg onthou, net onderkant Jerusalem gewees. So dit is deel van die 2 stamme ryk se gebied, en ons lees in Amos 1 vers 1. Die woord van Amos, een van die skaapboere uit Tekoa, wat hy gesien het aangaande Israel in die dae van Hosea, koning van Juda, en in die dae van Jerobeam, die seun van Joas, die koning van Israel, 2 jaar voor die aardbewing. Nou die aardbewing, die belangrike aardbewing was in 786 voor Yeshua gewees. En Amos profeteer dan 2 jaar voor hierdie aardbewing profeteer hy. So, hy was 'n skaapboer gewees, wat ons later dan ook lees, maar kom ons kom net eers na ons prentjie toe in terme van die konings. Hier is koning Hosea van die 2 stamme, en hier is koning Jerobeam 2 van die 10 stamme. Nou is in hierdie tydperk wat Hosea sowel as Amos dan besonderlik geprofeteer het, so hou dit in gedagte. Nou wat ek net vinnig wil vir julle opmerk is, onthou, Jerobeam 1 was die heel eerste koning in Israel in die 10 stamme se lyn, en dan koning Josia kom later in hierdie lyn na vore, hou dit maar net in gedagte. Goed, so hier is ons ander merk, in die tyd van koning Hosea, en in die tyd van Jerobeam is dit Amos wat profeteer. Amos kom uit die 2 stamme uit, maar hy gaan na die 10 stamme, en hy gaan profeteer daar. Hy en Hosea was feitelik tydgenote gewees, so hou dit in gedagte, en dit gaan alles nou aanleiding gee vir die 10 stamme, waar die einde van die ryk dan aangekondig word, 722, enkele jare daarna word hierdie ryk letterlik, feitelik, omtrent 40 jaar later, word hierdie ryk dan nou, of as ons praat van 788, dis reg, dan is dit omtrent 60 jaar later, wat die ryk dan tot 'n einde sou kom, so hou dit net in gedagte. So 60 jaar voor hierdie 10 stamme tot 'n einde kom, profeteer besonderlik Hosea en Amos, juis dan oor hierdie oordeel. Nou ja, Amos was 'n skaapwagter gewees uit Tekoa, 12 myl suid van Jerusalem, en ook wat belangrik was, hy het met wilde vyebome het hy gekweek. So albei die vyebome en die skaapwagter was hy,
en moenie aan hom dink as hierdie grondbaron nie. Die woord wat gebruik word vir skaapwagter was letterlik dat hy sy skape opgepas het. So hy was nie soos Nabal hierdie geweldige eienaar van 3000 skape nie, hy het sy eie skape het hy opgepas in daai tyd. So ook dit was dan nou in die veld deurgebring. En ons lees in Amos 7 vers 14, wanneer hy by Bethel is, lees ons, ek was geen profeet en ook geen profete seun nie. Nou in daai tyd was daar profete skole en profete seuns gewees van profete. Dit was dan volgelinge van die profete wat dan sekere profetiese beginsels geleer is. Amos glad nie. Amos was 'n gewone boer, daar in Tekoa gewees en daar in Tekoa ontmoet Jahwe hom. Maar ek was 'n veewagter en kweker van wilde vye bome. Maar daar ontmoet Jahwe met Amos en hy sê, Amos, ek het 'n boodskap vir jou, gaan spreek hierdie woorde in Israel, in die 10 stamme in Israel dan nou daar in Efraim. Nou, dis van hier in die veld wat Jahwe dan vir Amos geroep het, Amos 7 vers 15, maar Jahwe het my agter die kleinvee weggeneem, en Jahwe het aan my gesê, gaan heen profeteer teen my volk Israel. Amos en Hosea was amper op dieselfde stadium begin geprofeteer, en hy het besonderlik in Bethel, die koninklike tempel in Israel, het hy geprofeteer. Ek gaan hierdie skyfies ook dan na die tyd dan net weer vir u gee, as die dit wil deurgaan. Nou wat belangrik is, met die 2 ryke in Israel, die omstandighede, dit het baie voorspoedig met hierdie 2 ryke gegaan. Hosea, die koning van die 2 stamme, het die Edomite verslaan, en die Filistyne onderwerp, en die Ammoniete het belasting betaal. Hy het Jerusalem versterk en 'n magtige weermag tot stand gebring. Aan die ander kant, by die 10 stamme weer, was dit onder Jerobeam 2, hy het die grense van Israel herstel, tot die oorspronklike grense, so hy het baie goeie welslaag gehad, en hulle was in 'n staat van gemak. Ons lees in Amos 6 vers 1, wie die gerustes in Sion, en sorgeloos is op die berg van Samaria. So ons kry in die noordelike ryk en in die suidelike ryk hierdie tyd van voorspoed, hierdie tyd van rykdom, oorvloed, gemak, en ons sien dan ook wat dit voortbring. Die oomblik wanneer daar gemak en vrede is, dan begin die rykes die armes te verteer, en dit was dan ook die kenmerk waarmee ons dan te doen kry. In die tyd van voorspoed en gemak stuur Jahwe vir Amos na die 10 stamme ryk toe. Want wat die kenmerk is van Israel, as dit goed gaan, wat gebeur? Hulle word afvallig. Vir 'n tweede keer, en nou is dit belangrik, wil julle moet oplet, vir 'n tweede keer is dit 'n profeet wat uit Juda gestuur word na Israel toe. Nou wil ek gou hê julle moet daai grysstof gebruik en onthou, wanneer die eerste keer was daar 'n profeet wat gestuur was uit Israel, uit Juda uit na Israel toe om te gaan profeteer. Ek wil julle 'n leidraad gee. 'n Onbekende profeet. Nou ja, daar's van julle wat dit kan onthou, van julle wat nie kan onthou nie. Net nadat die rykes keer, nadat Jahwe dan nou die boodskap stuur vir Jerobeam 1, en interessant, Jerobeam 1, en nou is ons by Jerobeam 2. In Jerobeam 1 se tyd kry hy, onthou julle, hy was die bevelvoerder van die dwangarbeiders van Efraim gewees. Efraim was die grootste, sterkste stam in die 10 stamme, en Jahwe, die profeet kom daar, en hy vat sy mantel, hy skeer dit in 12 stukke, 10 stukke gee hy vir Jerobeam. Hy sê, en onthou nou hierdie tema, hy skeer dit af van hierdie mantel af, en hy sê hierdie 10 stukke, gee ek aan jou, jy gaan koning wees oor hulle Jerobeam. Maar die 2 stamme, die 2 ander stukke, dit gaan ek aan Rehabeam gee. Jerobeam word koning, hy gaan vestig hom in Samaria, maar wat is die eerste ding wat gebeur? Die volk is gewoond om met die 3 groot feeste waartoe te gaan Jerusalem toe. So wat doen Jerobeam? As hulle nou bly Jerusalem toe gaan, wat gaan hulle doen? Hulle harte gaan verknog raak in Rehabeam. Hulle gaan weer terug gaan na die huis van Dawid toe. So wat doen ons? Ons maak ons eie heiligdom, ons maak ons eie Pasga, ons maak ons eie feeste. En so stel hy dan sy eie feeste in, en besonderlik dan nou ook by 'n altaar by Bethel.
En dit is dan waar die noordelike ryk se hoofkoninklike tempel sou wees. En dis daar waar Jerobeam dan nou is, en dis op daardie altaar. Terwyl Jerobeam daar is op die altaar, wat die profeet dan nou kom, en die van julle wat wil vinnig net daarna kyk, 1 Konings 13 is waar dit is. Die woord sê vir ons, terwyl dit nou daar is, hoofstuk 13 vers 1, toe kom daar 'n man van God uit Juda deur die woord van Jahwe in Bethel aan, terwyl Jerobeam op die altaar staan om die offerrook te laat opgaan. Net vir interessantheid, waar moes Israel geoffer het? In Jerusalem. Wie moes geoffer het? Die priesters. Hier kom Jerobeam op 'n ander altaar, in 'n ander gebied, en hy gaan staan op die altaar en hy wil die offer bring. En terwyl hy dit wil doen, kom hierdie profeet van Jahwe, en hy spreek dan, en hy sê, altaar, altaar, so spreek Jahwe. Kyk, 'n seun sal gebore word in die huis van Dawid met die naam van Josia, en hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes, wat op jou offerrook laat opgaan, en op jou sal mense beendere gebrand word. Julle kan onthou, en as teken dat dit gaan gebeur, gaan hierdie altaar in 2 skeur. Kan julle dit onthou? Jerobeam is vies, hy steek sy hand uit, of in 2 skeur, sodat die as op die altaar op die grond gaan val. Jerobeam is ontsteld, hy steek sy hand uit en hy sê, neem hom gevangene, sy hand word styf. Die hele gebeurlikhede wat daarmee saamgegaan het, wat ek wil hê julle moet op fokus, is daai altaar, daar in Bethel, daai heiligdom. Wat is die profesie? Daar gaan 'n seun gebore word met die naam van Josia, en hy gaan op jou beendere, mense beendere brand. Net vir interessantheid, daar dieselfde profeet, kan julle onthou, uit opdrag gekry, mag niks eet nie, toe hy daar van Jerobeam maar weggaan. Ek kan dit kort maak, julle kan dit gaan lees in hoofstuk 14 en so. Hy mag nie geëet het nie, hy is ongehoorsaam, hy eet, en hy sterf dan in daardie gebied van die 10 stamme. Nou vir 'n tweede keer, is daar 'n koning met die naam van Jerobeam. Dit was Jerobeam 1. 'n Profeet uit Juda uitkom na die 10 stamme toe en kom profeteer. Vir 'n tweede keer gebeur dit in die tyd van Jerobeam 2. Daar kom 'n profeet uit Juda uit en hy gaan na die 10 stamme toe met 'n spesifieke boodskap. En julle gaan sien hoekom ons so klem lê, of hoekom ek ook klem lê op hierdie altaar en die heiligdom. Dit speel ook 'n sentrale rol. Nou wat belangrik is, kom ons keer terug na ons skyfies toe. Vir die tweede keer is die profeet wat uit Juda uitgestuur word na Israel toe om te profeteer. Eerstens Jerobeam 1 in 1 Konings 13 en dan in Amos, spesifiek dan nou vir Jerobeam 2. Interessant nou hierdie ooreenkomste. Goed, hier is die hele skema. Voordat ons nou by die inhoud beginne, wil ek gou vinnig net daaroor gaan. Hierdie is die hele Amos boek. Die oordeele oor ander volke word eers aangekondig, hoofstuk 1 vers 3 tot 2 vers 3, oor Damaskus, Filistyne, Tyrus, Edom, Ammon, Moab, ons gaan nou daarna kyk. Dan die oordele oor Israel, oor Juda en oor Israel, hoofstuk 2 vers 4 tot 2 vers 16. Dan is daar strafredes, die eerste strafrede, Amos 3, die tweede strafrede, Amos 4, derde strafrede, Amos 5, dan, hierdie skyfie kan jy hou, hy so oorhoofs, en dan kan jy nooit takkies maak, want is eintlik lekker eenvoudig. Die verdorwenheid van Israel, Amos 6, die sonde van Israel, die boosheid, en dan begin ons met die gesigte. Eers is dit die strafredes, dan kry ons die gesigte, die eerste gesig van 'n springkaan, wat al die gras opeet. 'n tweede gesig, 'n verterende vuur, wat die water in die akkerland verteer. En dan die derde 'n skietloot wat in die middel van die volk geplaas word. So hierdie 3 gesigte, daar kom later 'n 4de en 'n 5de. Maar dan eers Amos bots dan in hoofstuk 7, is dit Amos wat bots met die priester Amasia, en dit is nou verwysend na waarby ons nou was. Die priester Amasia by Bethel. En dan kry ons die gesigte, die laaste gesigte 8 en 9, die mandjie vol vrugte en die verwoesting van die altaar. So hou dit asseblief in gedagte. Nou kom ons gaan 'n bietjie deur die inhoud. Eerstens, hy begin by die oordele, en julle kan sommer so saam met my blaai deur die boek. Amos 1 begin met die oordele oor Damaskus, hoofstuk vers 3, Gaza, die Filistyne, vers 6, en so gaan hy deur elkeen van hulle. Nou, hoekom oordeel Jahwe hierdie volke?
Hoekom oordeel Jahwe Damaskus, die Filistyne, Tyrus, Edom, Ammon en Moab? Elke keer oor dit wat hierdie volke teen Israel gedoen het. Damaskus, eerstens die Arameërs, omdat hulle Gilead geplunder het, 'n gebied van Israel, hulle het dit geplunder. Julle kan sien, hierdie is die direkte volke wat rondom Israel gewoon het, en daarom het hulle direkte invloed op Israel gehad. En die Arameërs het Gilead geplunder. Die Filistyne het ook van die Israeliete weggevoer en hulle aan Edom, die vyande van Israel, oorgelewer. 2 Kronieke 21 vers 16. Ook Tyrus het ook Israeliete gevange geneem en as krygsgevangenes uitgelewer aan Edom. Edom aan die ander kant het 'n geskiedenis, omdat hulle Israel vervolg het, en dan ook in die later geskiedenis sou dit weer verder na vore kom. Ammon, omdat hulle die swanger vroue in Gilead oopgesny het. En dan laastens Moab, omdat hulle, en dis 'n interessante ene, omdat hulle die beendere van die koning van Edom tot kalk verbrand het. Dis 'n interessante, daar word nie vir ons veel uitgebrei rondom dit nie. So, dis ons mense versigtig wees om onnodige konklusies te trek, maar dis interessant dat Jahwe in so mate hulle kwaadlik neem, dat hy hulle straf weens dit. Maar die kernthema is dat hierdie volke rondom Israel word gestraf oor dit wat hulle teenoor Israel gedoen het. En julle kan onthou, ons begin eers by die oordeel oor die ander volke, en dan kom ons by die oordeel oor Israel en Juda. So eers hierdie volke, oor dit wat hulle teenoor Israel gedoen het. Nou kom ons by Israel en Juda self. Juda, dis nou hoofstuk 2 vers 4 tot 2 vers 16, Juda, omdat hulle Jahwe se wet verwerp het, 2 vers 4, en leengode verlei hulle, 2 vers 4. Israel aan die ander kant, die 10 stamme, en dis waaroor Amos dan nou eintlik verder profeteer, die regverdige word vir geld verkoop, 'n pa en 'n seun gaan by dieselfde vrou in. Hierdie algemene goddeloosheid, en dan word hierdie spesifieke punte genoem, wat Israel doen, 'n geweldige sonde, wat dan nou plaasvind, en ons sien dit as 'n uitbeelding van geweldige boosheid. Ons sien dit, julle kan onthou watter boek in die Nuwe Testament, watter gemeente daarmee geworstel, Korintiërs. Goed, en dan wend Jahwe hom tot Israel, in Amos 3, dis nou deel van hierdie, ek wil net terug gaan hiernatoe en net vir julle wys, hierdie gedeelte, die oordeele oor Israel en oor Juda en Israel, Amos 2 vers 4 tot 2 vers 16, en dan begin die strafredes. Nou die eerste strafrede word ingewy deur hierdie geweldige fokus, en ek wil julle moet onthou, ons gaan hier fokus op hoofstuk 3, en dan gaan ons besonderlik hoofstuk 7, en dan in hoofstuk 9, so ek wil julle moet onthou, ons 3, 7 en 9 vorm 'n belangrike fokus. So ons kom terug, en hy begin met die woorde in hoofstuk 3, nadat hy die ander volke veroordeel het, omdat hulle Israel, vergryp aan Israel gedoen het, is Jahwe besig met Israel, en hy sê vir hulle, hoor hierdie woord wat Jahwe oor julle gespreek het, o kinders van Israel, oor die hele geslag wat ek uit Egipte laat optrek het, naamlik, julle alleen het ek geken uit al die geslagte van die aarde, daarom sal ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede. Wil julle moet onthou, hoekom oordeel Jahwe die ander volke? Omdat hulle daai volk wat Jahwe uitverkies het, geplunder, geroof, verkoop het, daarom straf Jahwe hulle. Maar hoekom straf hy vir Israel? Ek sal by julle besoeking doen, omdat ek julle uit al die geslagte van die aarde geken het. En dan sê hy, oor al julle ongeregtighede sal 2 met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het. En dan die baie bekende Amos 3 vers 7, want Jahwe doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. So Jahwe sê, nou praat hy met Israel en sê, ek het julle geken, julle alleen, daarom sal ek met julle 'n saak hê, daarom sal ek julle tugtig, daarom sal ek julle oordeel. Kan 2 mense saam op 'n pad wandel as hulle nie ooreengekom het nie? Ons het tog daai verbond gesluit by Sinai, en dan gaan hy verder,
En ek sê vir julle wat gaan gebeur, want ek maak alles voor dit gebeur, maak ek dit aan my profete bekend. En nou belangrik vers 12. So sê Jahwe, soos 'n herder 'n paar pote of 'n oorlappie red uit die bek van 'n leeu, net so sal gered word die kinders van Israel wat daar in Samaria in die hoek van die bed of op die damas van 'n rusbank sit. So daar gaan 'n klein oorblyseltjie wees, soos wanneer 'n herder hierdie 'n leeu kry wat sy bokkie gevang het en hy daai klein deeltjies van die bokkie wat oorbly nog kan kry in die hande, so gaan wees met Samaria. So gaan dit wees met Israel, die 10 stamme. Daar gaan 'n klein oorblyfsel oorbly. So onthou hierdie tema. Jahwe praat met hulle, julle gaan verantwoording doen. Ek maak julle bekend, maar wat gaan daar wees? 'n Oorblyfsel. Goed. Dan kom ons by hierdie strafrede self, die res van hoofstuk 3 tot 5. Die eerste strafrede word dan ingelei met dit wat ons nou net gelees het, daai hoofstuk vers 1 tot 7. En nou begin ons by hierdie strafrede. Die eerste strafrede is, Israel se rykdom en oorvloed sal sy oordeel word. Omdat Jahwe Israel geseën het en dit so goed gegaan het met hulle, wat doen hulle? Hulle vergryp hulle, en daarom sal dit hulle oordeel word. Die tweede strafrede, die ryk vroue word met koeie vergelyk, wat die armes verdruk. Hulle bui die armes veral uit. En daar's iets wat die skrywer daaraan, of wat Amos daaraan uitdrukking gee, van die besonderlik hoe die vroue daarop aandag gegee het, om die armes, en ek wil dit sê, waar vrouens eintlik daai kenmerk van barmhartigheid en omgee moet hê, daai sagtheid, was dit anders. Hulle was so verhard in hulle gierigheid, dat hulle juis ander en armes verdruk het. Die laaste en die derde strafrede is die rede hoekom daar gestraf moet word, is die huis van Israel gaan val. Want hulle soek nie Jahwe nie. Hulle soek die heiligdom, en daarom sal julle hoor, die heiligdom speel 'n belangrike rol. Hulle gaan na hierdie tempel in Bethel, hulle gaan na hierdie tempels wat in Israel was, hulle gaan aanbid, hulle bring offers en al hierdie dinge, maar is Jahwe nie welgevallig nie, want die hart van die volk is ver verwyderd van Jahwe af. Die volk bely Jahwe. Die volk sê hulle dien Jahwe, maar hulle hart is nie by Jahwe nie. Daar's vol aanbidding, daar's vol offers, daar's hierdie tempeldiens, die tempelaanbidding, maar Jahwe is nie daar nie. En ons kry daarin in hoofstuk 6, in Amos 6, die verdorwenheid van Israel, die sonde van Israel, weens Israel se rykdom het hulle gemaksigtig geword. En daarom sal Jahwe 'n vyand teen Israel oprig. Weens hierdie gemak, weens hierdie rykdom, weens hierdie berusting van kyk hoe goed gaan dit met ons aanbidding van Jahwe, die offers en alles, maar Jahwe is nie daar nie. Daarom gaan Jahwe hulle oordeel. En nou kry ons die gesigte. Nou, net om so bietjie teruggegou te gaan, net na hierdie ene wat ons gehad het, ons het nou die oordeele oor die ander volke hanteer, ons het gepraat oor die oordeel oor Israel en Juda, en die strafredes het ons nou hanteer, daai oor die, wat ons nou hanteer het tot en met daan, ons is nou by die verdorwenheid van Israel, weens die rykdom, het daar hier die afval gekom, en nou kom ons by die gesigte. Die eerste gesig, die gesig van sprinkane. En die eerste gesig is sprinkane, almal sien hierdie sprinkane wat die gras opeet. Die tweede gesig, sien hy 'n verterende vuur wat die water in die akkerland verteer. Nou wat interessant is, elke keer is dit hierdie aankondiging van Jahwe se oordeel, en dan is dit Amos wat bid om genade. En dan Jahwe wat sê, ek sal verhoor gee, ek sal nie meer die sprinkane stuur om al die gras op te eet nie. Dan kondig hy aan, maar ek gaan vuur stuur wat al die water in die akkerlande gaan verteer. En dan is dit weer Amos wat intree vir die volk en bid vir genade, en dan is dit Jahwe wat sê, hy sal dit nie meer doen nie. Maar dan die derde gesig is 'n skietlood. Dis 'n maatstaf, amper soos 'n 90 grade boog. 'n Skietlood in die middel van die volk, word hierdie skietlood geplaas, as 'n simbool dat die volk vernietig sal word. En dis op hierdie stadium, wat Amos dan nou in Bethel is.
by die priester Amasia. En ons sien hierdie botsing tussen Amos die profeet en Amasia die priester. Amos is in Bethel, hierdie koninklike tempel, waar die aanbidding is, waarvan ons nou gelees het ook van Jerobeam 1 se dae af, en hy kondig aan in hierdie heiligdom, dat Jerobeam 2 gaan sterf en Israel, die noordelike ryk, gaan weggevoer word in ballingskap, in verstrooiing. Nou dink julle, dit was 'n boodskap wat aanloklik was vir die priester Amasia en vir die volk om te hoor, glad nie. En die priester Amasia gee opdrag dat Amos moet huis toe gaan en nie meer in Bethel mag profeteer nie. Nou, voor ons daar lees, wat interessant is, Amasia laat weet vir koning Jerobeam 2, hy sê vir hom, Amos het 'n sameswering teen jou. Amos het 'n sameswering teen jou en hy wil jou doodmaak. Maar Amos is nie daar om die koning dood te maak nie. Amos is net daar om die woorde van Jahwe oor te dra, jy sal sterf. En daarom maak Amasia hom stil. Hy sê, jy mag nie meer hier by die tempel wees nie, jy moet teruggaan na jou huis toe. En dan is dit Amos wat die woord van Jahwe spreek aan Amasia. Amasia, omdat jy dit gesê het, jou vrou sal in die stad toereer, en jou seuns, sowel as jou dogters, sal deur die swaard val, en jou grond met die meetsnoer verdeel word, en jy self sal in die onrein land sterwe, en Israel sekerlik in ballingskap uit sy land gaan. Amasia wou nog probeer keer, maar die woord van Jahwe is vas, Jerobeam, jy gaan sterf. Amasia, jy gaan weggevoer word, jou vrou gaan 'n hoer word, en jou kinders gaan as vreemdelinge wees. En Israel gaan weggevoer word uit die land uit. En dan kry ons die laaste 2 gesigte. Die 4de gesig, die mandjie vol vrugte. Die bedoeling daarvan is, die tyd is nou ryp. Die woord daarvoor is, daar's ryp vrugte. Hierdie 4de gesig is 'n mandjie vol ryp vrugte. En dit dui aan, die tyd is nou volbring. Hierdie oordeel van Jahwe, soos ons gesê het, 60 jaar later word dit volbring, gaan nou plaasvind. En die 5de gesig is die verwoesting van die altaar. Die oordeel van Jahwe begin by die tempel in Bethel. En ek wil julle moet saam met my blaai, daarna hoofstuk 9 toe. Hoofstuk 9 begin met die woorde. Ek het Jahwe by die altaar sien staan, dis nou in Bethel, en hy het gesê, slaan die kapiteel van die pilaar, sodat die drempelposte bewe en verpletter hulle bo die hoof van almal, en ek sal die wat van hulle oorbly met die swaard ombring, die vlugtelinge uit hulle sal nie ontsnap nie, en geen vrygeraaktes onder hulle homself red nie. Goed, so dis die belangrikheid daarvan. So heel eerstens, kan ons teruggaan net na ons oorspronklike een toe, die oordele oor die ander volke, die oordele oor Israel en Juda, die strafredes weens hulle rykdom, weens hulle aanbidding, en die oordeel wat dan plaasvind by hulle, wat dan ingelei word met die hooftema, dat julle het ek geken uit al die volke, daarom moet julle my aanbid, daarom sal ek by julle besoeking doen. En dan sien ons die verdorwendheid van Israel, die goddeloosheid van Israel, wat dan ingelei word met die gesigte, die springkane, kan julle onthou, dan bid Amos, dan sê Jahwe, ek gaan dit nie meer stuur nie, die verterende vuur, dan gaan hy dit nie meer stuur nie, maar die skietloot is daar, die volk gaan nou vernietig word. En dan is dit Amos wat daar in Bethel kom by die priester Amasia, die stryd tussen hulle, die aankondiging van die oordeel, Jerobeam 2, jy sal sterf, Amasia, jy sal as vreemdeling weggevoer word, en Israel sal in ballingskap gaan. En dan die laaste 2 gesigte, dis nou volbring, nou gaan dit gebeur. Hier is dit nog die aankondiging en genade, nou gaan dit plaasvind. Dan die aankondiging in Bethel, nou die finaliteit. Die vrugte is ryp, die oordeel gaan plaasvind, en waar begin die oordeel van Jahwe? Die oordeel van Jahwe begin by die tempel. Slaan die kapiteel van die tempel, dat die drempelposte kan bewe. En hiermee word die oordeel oor die 10 stamme aangekondig. Maar, en hier lê die kosbaarheid, kan julle onthou wat ons gelees het? Soos daar, wanneer 'n leeu 'n bokkie vang,
wanneer die skaapherder kom, die kloutjies en 'n bietjie kry, so sal daar 'n oorblyfsel wees vir Israel. En dis die kosbaarheid waarby ons dan nou uitkom. In 2 Konings 17 vers 21 lees ons, want hy het Israel van die huis van Dawid afgeskeer. Julle kan onthou, Jerobeam 1, wanneer Jahwe vir hom daai 10 stukke gee, Jahwe het die 10 stamme afgeskeer van die huis van Dawid af, en hy gee hulle vir Jerobeam 1, en hulle het Jerobeam, die seun van Nebat, koning gemaak, en Jerobeam het Israel agter Jahwe weggetrek, en hulle groot sonde laat doen. Nou wat belangrik is, want dit is dan waarmee Amos dan nou afsluit. Ons sien hoe die ryk skeer en hoe 10 stamme aan Jerobeam gegee word. En ons sien dan hoe Jerobeam hierdie nuwe tempel oprig, hierdie nuwe altaar oprig, hierdie nuwe aanbiddingsruimte en dit wat daarop gevolg het deur die geskiedenis van die 10 stamme, totdat ons dan nou kom by Jerobeam 2. Waar daar weer 'n profeet van Jahwe kom om aan te kondig dat hierdie alles vernietig sal word, en dit is dan ook later deur koning Josia is dit dan totaal vernietig, maar weer is daar hierdie aankondiging. Maar dit geskied, en ek wil hê julle moet saam met my blaai na Amos 9 vers 8 toe, want ek wil hê jy moet in jou eie Bybel dit ook lees. Amos 9 vers 8. Kyk, die oë van Jahwe is gerig teen die sondige koninkryk, en ek sal dit van die aardbodem verdelg. Wie is dit? Dis die 10 stamme, die noordelike ryk. Maar ek sal die huis van Jakob nie heeltemal verdelg nie, spreek Jahwe. Want kyk, ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skud soos 'n sif geskit word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie. Ek gaan julle stuur in ballingskap, julle gaan onder hierdie nasie swerwe, ek gaan julle skud soos 'n sif, maar nie een korrel gaan op die grond val nie. Al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe. Die wat sê, die onheil sal ons nie bereik en ons nie ontmoet nie. In die dag, en hier is die fokus, in die dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en ek sal sy skere toebou en sy pynhope herstel, en ek sal opbou soos in die ou tyd, sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom. Nou, ek wil gou net vinnig 'n nota maak en sê, Edom en Adam in Hebreëus sonder klinkers is dieselfde stam. En daarom vermoed ons, want die Septuaginta het hom dan nou vertaal met anthropos, wat dan sal aansluit by Adam. So, heel waarskynlik is hierdie woord ook, wanneer dit aangehaal word in die Nuwe Testament, ons sal dit nou lees, verwys hy daarna as Adam of mense. So, daarom, vers 12, sodat hulle in besit kan neem, die oorblyfsel van die mense, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek Jahwe wat dit doen. Tot sover. Nou hier is ons dit nou op die skyfie, kan julle nou sien, vers 11, in die dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en ek sal sy skere toebou, en sy pynhope herstel, en ek sal dit opbou soos in die ou tyd. Is presies ooreenstem, Handelinge 15 is dit Jakobus wat dit aanhaal. Sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van die mense, en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek Jahwe. Nou waaroor gaan, kom ons herhaal dit net gou, in Handelinge 15, kan julle onthou, is dit Paulus hulle wat die evangelie verkondig aan die 10 stamme, juis aan Israel, en dan sien hulle hoe hulle tot bekering kom, hulle sien hoe hulle die Heilige Gees ontvang, en dan is daar hierdie verstomming, hoe is dit moontlik? En wanneer hulle dan plaas, dan is dit Paulus hulle wat hierdie wonderlike getuienis gee, dat ons het gesien hoe hulle die Heilige Gees ontvang, net soos ons aan die begin. En dan kom dit, en hy sê so mooi, is dit Jakobus wat opstaan, maar Simeon het geprofeteer, dat in die ou tyd het Jahwe, en ons lees, dan lees hy hierdie profesie, daarna sal ek terugkeer, en 'n gevalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense
Jahwe kan soek en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek Jahwe wat al hierdie dinge doen. Weet jy wat is wonderlik? Israel, al is hy daai klein deeltjie, al is hy daai wat deur die leeu verskeur word, bly daai oorblyseltjie, daai laaste deeltjie, bly daar om dan nou versamel te word. En dit het Jahwe so mooi gesê in hoofstuk 3, nadat hy gesê dat, ek maak aan julle bekend alles wat gebeur, dan sê hy so mooi, daarom so sê Jahwe, so spreek Jahwe, soos 'n herder 'n paar pote, of 'n oorlappie red uit die bek van die leeu, net so sal gered word die kinders van Israel, wat daar in Samaria in die hoek van die bed en op die dammas van die rusbank sit. Daar's 'n oordeel, maar daar's 'n verwagting vir 'n oorblysel. Daar's 'n straf wat voorlê. Samaria moet val, die volk moet weggevoer word. Maar daar is 'n belofte, dis nie die einde nie. Dis nie die finaliteit nie, dis nie dat die 10 stamme tot 'n einde kom nie. Daar is 'n oorblysel, en dan die wonderlike belofte, daar in hoofstuk 9, dat hulle hierdie erfenis weer gaan ontvang, en dat hulle sal terugkeer tot Vader Jahwe. En geliefdes, wat 'n wonderlike belofte dan in Amos, en Amos word daardeur gekenmerk. Amos se kenmerk is, eerstens, die oordeel oor die vreemde volke, oor hulle vergrype aan Israel. Tweedens, hy oordeel aan Israel, dat die volk gaan gestraf word, dat daar die tempel, daar die heiligdom in Bethel sal val, dat die volk weggevoer sal word, hierdie geweldige oordeel, hierdie klimaks, selfe boodskap as Hosea. Dit is eintlik mooi hoe hulle altyd daai selfe boodskap, en hoe die apostels dan daardie woorde, wat deur die profete, besonderlik Hosea, julle kan onthou toe ons Hosea hanteer het in Amos, hy selfe boodskap, bevestig. En dan hoe dit, die 10 stamme dan in verstrooiing gaan, maar daai vervulling in Yeshua, nadat Yeshua gesterf en opgestaan het, word hulle weer word hulle weer terug versamel in die Vader se huis. Is daai genade van hulle terugkeer om weer by Vader Jahwe te wees, is ontsaglik groot. En daarom, geliefdes, wat wonderlik is ons kan na die boek Amos kyk, en ons kan sê dat die woord wat Amos geprofeteer het, dit wat Jahwe gespreek het, het absoluut waar geword. En tog is dit ook 'n waarskuwing vir jou en vir my. In 'n tyd waar, ja, ons kan sê ekonomies is daar soms uitdagings, maar daar's ook baie gemak. Daar's ook 'n baie gemaklikheid in ons lewens van vandag. Daar's nie oorlog nie. Ja, ons kan sê daar's van ons volksgenote wat op plase vermoor word, maar in die breë spektrum is dit eintlik gering teenoor hoeveel keer dit werklik in onsself raak. En daar's so maklik 'n gemaklikheid waar ons self ook kan verval in dit waarin Israel verval het. Dat ons hart verdeeld raak. Dat ons amper 'n vreemde altaar beginne het, dat ons amper ons besig hou met, ons dink ons aanbid Jahwe, ons dink ons doen die regte ding, maar ons harte is verwyderd van Jahwe. Want dis die kenmerk ook van Amos. Amos, een van Amos se kenmerke is in Amos 8 vers 11. Kyk, daar spreek Jahwe, dat ek 'n honger in die land sal stuur, nie 'n honger na brood nie, en nie 'n honger dors na water nie, maar om die woord van Jahwe te hoor. Die ware woord van Jahwe. En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger noord na oos, om na die woord van Jahwe te soek, maar hulle sal dit nie vind nie. Ek wil amper sê, in ons tyd is daar hierdie oorweldige aanbod van woord, maar daar's min waarheid. Dit is geweldig hoeveelheid spreuke van woord, baie min waarheid. Geliefdes, laat ons regtig as tempel van Jahwe, want ek en jy is nou die tempel van Jahwe. Jerusalem is vernietig, ek en jy is nou die tempel van Jahwe. Laat ons ware aanbidding wees. Laat ons nie 'n Bethel wees, of 'n Jerusalem later, wat uitroep, Jahwe, Jahwe, wat uitroep, ons is die tempel van Jahwe, maar Jahwe die tempel verlaat nie. Laat ek en jy, en een van die sentrale temas telkens, is om nie die armes te verdruk nie, die wees en die weduwees te verdruk nie, om te sien in ons volk. En daarom, geliefdes, laat ons dan regtig 'n ingesteldheid wie 'n liefde omgee vir mekaar,
'n dra mekaar, 'n help mekaar, ondersteun mekaar, sodat Jahwe ook in ons lewens verheerlik kan word. Geliefdes, dit in kort vanaand. Amos, as daar iemand is wat na die tyd 'n vraagie wil vra, wat ook al, julle is baie welkom. Laat ons dan regtig in getrouheid Jahwe ook dien. Ook vir hierdie week wat voorlê, mag Vader Jahwe vir elkeen van u genade en krag gee. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, dankie dat ons u mag aanbid. Dankie dat ons aan u mag behoort. Dankie dat ons u woord kan lees en dat dit so pragtig waar word. Dankie Vader, dat u woord bevestig in ons harte. Dankie dat u die een is wat elke dag ons dra, ons vashou, ons versterk, ons daai krag gee om elke dag aan te hou, getrou te wees, te volhard. Vader, dankie dat ons het spesiaal ook vanaand kan bid vir elkeen ook, dat die Heilige Gees elkeen werklik sal oortuig aangaande u wil vir ons. Vorm ons en maak ons, Vader. Wil u ons hande en ons tonge vrugbaar en kragtig maak, ook in ons werke in hierdie week wat voorlê, dat ons alles wat ons doen, na die beste van ons vermoë sal doen, as 'n getuienis en dankbaarheid tot eer van u naam. En word u in ons lewens verheerlik. In die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia, dank en eer ons u. Halleluja. Amen. Kom ons ontvang die seën van ons Vader, geliefdes. Jahwe sal ons seën. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.